Liewe broeder en suster, voel dit dalk vir u of dinge soms net te veel raak? Voel dit dalk asof jy besig is om te versmoor in die wêreld waarin jy leef? Voel dit asof jy nie kan asem kry nie vanweë al die dinge wat in jou lewe net skeefloop? Ja, kom ons vra dit. Voel dit dalk asof jy besig is om geestelik te versmoor? Voel dit of jou geloofsenergie al minder en minder word? Jou gebedslewe is dalk die probleem. Daar is 'n eeueoue uitdrukking wat sê, gebed is die asemhaling van die siel. As jy asemnood het, as jy besig is om geestelik te versmoor, is dit dalk omdat jou siel nie meer asemhaal nie. Jy bid dalk nie meer reg of genoeg nie. As die Here Jesus in Matteus 7 met sy disippels oor die gebed praat, dan sê hy in vers 7, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Hoorie dit. Om te bid is om aan te hou en aan te hou. Dit is soos asemhaal. Jy kan nie ophou nie, want anders gaan jy dood. Die Here Jesus sê, bid, soek, klop. 3 woorde waarmee hy vir ons wil leer dat gebed nooit net 'n eenmalige gebeure in jou lewe kan wees nie. Verstaan nie? Om te oorleef in die wêreld waarin jy woon, sal jy moet begin asemhaal. Jy moet asemhaal, want anders gaan asemnood sy tol in jou lewe eis. Kan jy dit hoor? Jy sal moet begin bid. As gebed dieselfde vir jou geloofslewe doen as wat asemhaling vir jou liggaam doen, is dit die een ding in jou lewe wat jy nie mag afskeep nie. Waarom? Want gebed beteken om in die troonsaal van die almagtige God in te stap. Gebed bring jou voor die troon van jou hemelse Vader. Gebed laat jou met God praat, met die belofte dat hy altyd na jou luister. Ja, gebed bring jou in die teenwoordigheid van God, en daar, waar jy veilig is, kan jy 'n bietjie stil word en asem skep. Dit is daar, in die teenwoordigheid van God, waar die gedruis van die lewe stil word, en jy jou reisbagasie vir 'n oomblik kan neersit, en kan drink uit die fontein van die lewe. Liewe broeder en suster, 'n lewe sonder volgehoue gebed is 'n lewe wat op die dood afstuur. Bid. Sonder jou af, soos die Here Jesus dit gedoen het. Gaan word stil en versterk jou geloofsbande met die Vader deur diep innige gesprek met hom. Of bid terwyl jy besig is met jou werk, soos wat Nehemia gedoen het. Skietgebede en 'n voortdurende kommunikasie met die Here is net so belangrik soos 'n diep indringende gebed en worstel met God. Jy moet bid, elke dag, oor alles. Stel jou selfoon se wekker dat hy dalk elke 2 of 3 ure lui en dan bid jy oor dit waarmee jy op daardie oomblik besig is. So gaan jy leer dat gebed deel van jou lewe word. So gaan jy begin om dieper asem te haal. Meer te bid. Begin vandag daarmee. Bid as jy in jou voertuig ry. Bid as jy agter jou lesenaar sit. Bid as jy op die lande is. Bid agter die wasbak. Bid oor die dinge waarmee jy besig is. Bid vir die Here se leiding met die besluite wat jy moet neem. Bid vir wysheid in jou gesprekke. Bid voluit, elke dag, sonder ophou. Bid, sodat jou geloofslewe nie versmoor nie. Bid, sodat jou geloofslonge vry kan asemhaal, en jy God, jou Vader, voluit kan dien. Kom ons bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons bid soms werklik te min. Ons bely dit voor U. Help ons, Here, dat gebed meer en meer deel van ons lewens van elke dag sal word. Amen.